Vanmorgen is ook ons gemeentevergadering, so ons diens sal so 'n bietjie korter wees, waarna ons besoekers sal verskoon en dan almal wat lidmate is van ons gemeente sal dan agterbly en die quorum vorm vir ons gemeentevergadering. Vanaand is ons tafelgesprek in die saal. So ek nooi julle almal om saam met ons daardie tafelgesprek om 6 uur te kom bywoon. Ons bring 'n kort boodskap, verheerlik die naam van die Here en dan kuier ons so 'n bietjie saam. Drink 'n koppie koffie, eet ietsie soet of sout saam. So ons vra, bring 'n bordjie eetgoed saam en kom geniet daardie heerlikheid saam met ons vanaand. Ons het die 18de April, ons pollies gaan 'n groot talentdag. Ons wil julle weer hartlik nooi om dit saam met ons te kom geniet. As jy graag 'n item wou bring, 'n talent item wou opvoer, praat gerus met Barushka, maar kom asseblief en ondersteun ons talent van ons kerk. Meer inligting sal vir julle deurgestuur word. Dis op die 18de April. Op die 2de Mei het ons 'n kleur en geur vir dieremishandeling en die Susterskomitee behartig dit vir ons Saterdag die 2de Mei. Die kaartjies beloop R50. Dit is vir die diereorganisasies. Daar's 'n dametjie wat haar lewe opgegee het vir die diere en sy gaan haal diere uit die lokasies uit en gee hulle weer 'n tweede kans en kry vir hulle nuwe huise. So op die dag vra ons, daar's 'n sekere aantal kaartjies wat verkoop sal word. Dis R50 'n kaartjie. Al die fondse gaan vir dieremishandeling en dan is jou toegangsfooi op die dag 'n blikkie kos of 'n hondekombersie of enige dierebehoefte dingetjie wat jy kan saambring vir die diere en gaan die dame van die
dieremishandelingsorganisasie ons ook toespreek op die dag. En daar sal 'n heerlike ligte ete vir almal beskikbaar gestel word. So ons praat dat julle dit asseblief sal bywoon op die 2de Mei. Dan het ons die einde Mei, het ons gedop van Wyk tydens Pinkster wat ons kon bedien, en 'n week later het ons verdop Briewer wat ons kon bedien. So ons sien uit na daardie dienste wat volg. Dit is dan die laaste week van Mei en die eerste week van Junie. So kom asseblief op na die huis van die Here vir daardie verrigting nou ook. Kom ons almal staan weer saam en ons open net met gebed. Liewe Here, ons sê vir U dankie. Dankie dat U in ons môre is. Dankie Here dat alles wat vir ons onbekend is, nie vir U onbekend is nie. En dat U hand op die toekoms het. En daarom dank ons U vanmôre dat U ons tot hiertoe gebring het. En daarom weet ons dat U ons ook verder sal neem. Weet ons Here dat U hand van bewaring op ons as gemeente is. En bid ons U rykste seën oor elke lidmaat. Kom in U volheid en in U krag en raak ons aan, Here. Gee dat dit wat ons doen vir U 'n soete offer sal wees. Gee dat ons sal afstand doen van dit wat nie van U afkom nie. En Here, U naam daardeur verheerlik. Vader, ons kan alleen op U vertrou vir dit wat aangaan in ons samelewing in die wêreld. En bid ons Here dat U guns op ons sal rus. En dat ons sal weet, Here, U is op die troon. Daarom dra ons hierdie diens ook vanmôre aan U op. En wil ons U eer en lof bring. En bid ek, Here, dat U hier by ons teenwoordig sal wees. Nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar alleen uit U groote genade. Bid ons dit in Jesus kosbare naam. En almal sê, Amen. Prys die Here, ons gaan die Here se naam groot maak met 'n korter weergawe van ons lof en aanbidding. Tydens die sing van die eerste lied, neem ons offerhandes op. Weet dat die Here elke blymoedige gewer ryklik sal seën. Sy woord beloof dit en ons vat dit. En dan daarna sal ek 'n kort boodskap met julle deel, waarna ons die diens sal afsluit en begin met die gemeentevergadering. Baie dankie, Gideon.
baie van ons kyk vir mekaar en maar jy sien nie werklik wat in daai persoon se hart aangaan. Jy sien nie die stryd, jy sien nie die oorlog wat in sy hart en van sy lewe aangaan. Daarom wil ek vanmôre vir elkeen van julle, as jy 'n stryd in die binneste het, hoe stil wees sal hy. Shout to the Lord. Shout to the Lord. En wie wat, ek het al baie by julle agtergekom, maar jy shout, maar jy die Here se naam aanroep, al gaan jy deur wat se probleem, aanbid hom, en jy sal sien hoe lig word die probleem daar. Die probleem sal nie dadelik weggaan, maar jy hanteer dit net soveel beter. So vanmôre uit gemeente, shout to the Lord. Kom ons sing hierdie lied met volle bors vanmôre.
speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus in your family, your friends, your finances, everywhere. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus.
from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, my sweet holy name. Jesus, Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, my sweet holy name. Jesus. Hallelujah. Ons gee Loof sy wonderlike naam. Baie dankie musiekspan, wie kan die sitplekke neem. Ek wil net een afkondiging vergeet, en dis natuurlijk die lekker ene man. Volgende Sondag gaan ons toneelspan ons bietjie trakteer met lekker soep en gebakte goedertjies om te koop vir hulle fondsinsameling. So asseblief bring 'n vol beursie saam en kom ondersteun ons toneelspan met daardie verkope na die diens volgende Sondag. Loof die naam van die Here. God is goed, amen. Amen. Ek moet nou my varkies in 'n ry hou vanmôre. Want die jok is vol. Ek wil begin deur vir Ilse te sê, Ilse, baie geluk met jou verjaarsdag vanmôre. Sanet verjaar ook vandag, maar dit is nie uit. Dis nie die Ilse. Mag daar nog veel baie gesonde en vreugdevolle jare voor lê. Prys die naam van die Here. Ons sou pastoor Jaggie ook vanmôre getrakteer het vir sy verjaarsdag, Vrydag. Sy verjaarsdag was Vrydag, groot mylpaal, 80. En ons is die Here dankbaar, hy is nog diensbaar en hy staan nog in sy bediening en hy trek die baas saam met ons almal deur die drif. Maar ongelukkig het hy ook verpligtinge vanmôre. Goed, dan kry ons die geleentheid om ook mense net gou weer voor te stel vanmôre. So ek wil vra dat Netta Erasmus en Werna Koleski net hier voor by my kom staan. Prys die naam van die Here voeg by, amen. Amen. Ons is baie dankbaar. Julle kan maar net hier reg voor my kom staan. En dit is altyd 'n voorreg om mense in ons gemeente in te bring, julle voor te stel aan die gemeente. En ons is die Here so dankbaar dat hy julle hier by ons laat bedien en dat julle hier gaan wortel skiet, hier gaan vrug dra. En die liefde van Christus is oorvloedig in ons gemeente. En daarom weet ons, dis een van ons gemeente se getuienisse wat ons vooruit gaan. En daarom hoop ons dat julle ook daardie liefde sal uitleef, sodat ander ook Jesus in hierdie gemeente sal sien. Julle is beide klaar groot gedoop. Julle belydenis is Christus Jesus as saligmaker en verlosser. En daarom kan ek julle met alle vrymoedigheid vanmôre welkom heet hier by ons en julle amptelik voorstel. Mag die Here julle net van sterkte tot sterkte neem. So baie geluk, wil die kerkraad ook vra om net na vore te kom en hulle die regterhand van broederskap te gee. Baie welkom by ons. Prys die naam van die Here. Welkom my liefde. Al die beste. Die kerkraad gaan julle ook net geluk wens. Halleluja, baie dankie. Julle kan maar weer julle sitplekke neem. Ons gaan aan dit af. Ek is verskriklik opgewonde vanmôre, want daar is soveel wat die Here vir ons gedoen het die afgelope 2 jaar.
En ek het net so groot verwagting in my hart vir dit wat die Here nog vorentoe vir ons gaan doen. Maar ek voel net julle so 'n bietjie styf vanmôre. Mens, loof die Here. God is goed. Wat verwag jy persoonlik van die Here vandag en in die nabye toekoms? Die Gideon het nou so mooi by mekaar gesit en gesê, wie jy shout it out. Wie jy sê vir die Here wat jou pla, praat met hom, roep uit na hom. Ons gaan vanmôre gesels oor die vrees van God. Maar weet jy, om na God uit te roep met elke verlange in jou hart. En dan om uit te gaan, die tweede lied, om uit te gaan in die naam van Jesus oor alles te pleit. Die naam van Jesus Christus in elke situasie in te spreek. Daar is niks beters as dit nie. En as dit jou nie vanmôre so 'n bietjie meer energie gee en opgewonde maak nie, mens, dan moet ons vir jou bid. Amen. Amen. Ek hoop ek kan so 'n bietjie aan julle afsmeer, want ek wil nou die vergadering hanteer. Oh my goodness, so vir my gaan sit en kyk. Wees nou gedag ontvang uit die hand van die Here. Wees vrolik, wees bly. Halleluja, dankie vir Andrei, wil jou 'n geleentheid gee om met 'n kort getuienis met ons te kom deel. Baie dankie. Môre almal. Môre. Ja. Ek sit al met 'n toekoms aan die boog van Desember tot Afrika af. En dit het geval onder 'n IOD en na 'n hele paar maande se gesukkel het ek eers geprobeer om dit te genees met inflammatoriese pille en pynpille en goed soos daai, maar dit het nie beter geraak nie en die RMI om operasie goed te keer, het ek by 'n prokureursvriend gehoor, die kanse is so nie so lang. En ek het aangehou bid, dat was goed, en Augustus laas jaar, het word goed gekeer, en na 6 maande sy herstel, het ek weer begin werk, en die eerste week begin die allerwense probleme, die swelle op, en as inflammasie, en ja, so dit was nie suksesvol geweest nie, en nou, om vir die eerste keer te hoor, dat nie goed gekeer gaan word nie, maar dat is 'n kanse van die tweede keer, maar ons Here is goed. Presies 7 maande, en 7 is ons die volle getal van God. Is dit nie so? Ja, en 7 maande later, en ek het 2 opinie by 'n ander dokter gekry, wat ek eintlik aangeraai was deur iemand, en binne 2 weke is die operasie goedgekeur, en dit het nou Vrydag die 20ste gebeur, en ek moet sê, ek voel as 'n groot verskil, en ek weet, dit is die werk van die Here, en ja, want in Jeremia 43 vers 17 sê God self, as ek werk, dit sal net weer. Halleluja. Halleluja. Loof die Here, want God is goed. Nie ons tyd nie, maar sy tyd. En Andrei, ons weet dat daai arm sommer spoedig gaan herstel en dat daar geen letsel sal wees nie en dat jy weer binnekort aan die werk sal wees. En mag God in alles verheerlik word. Prys die naam van die Here. Bring ons by die woord vanmôre.
Ek het Sondag aand dit is so 'n bietjie gekyk na preekkunde en die verskillende preekstyle bespreek, want ons het mense wat nou begin die disippelskap aspek opneem en begin gesels met mense en begin bedien in sekere bedienings in ons kerk en het ek dit net goed gedink om iemand of vir elkeen maar net 'n agtergrond te gee van hoe jy gaan stil raak, wat jy doen, hoe jy jou huiswerk gaan doen rondom 'n gedagte wat God in jou hart plaas. En het ons so gekyk na preekkunde en die verskillende preekstyle, het ons kommentare gelees vanuit Esau en maar die tyd het ons ontbreek om dit deeglik deur te werk. Nou omrede ons vandag ons gemeentevergadering het ek dit goed gedink om op daardie tema te bly. Ek het tyd gehad om bietjie te gaan stil raak myself en deur al die kommentare te gaan lees. En ek het 'n gedagte vir vanmôre gevorm rondom die vrees van God vanuit Matthew Henry en F.B. Meyer se kommentare in Esau. So ons tema was die vrees van God en Koos het die tema vir ons gegee daardie aand om te sê, kom ons kyk na die vrees van God. Nou om so skielik uit die heup uit oor die vrees van God te kan of te moet gesels, is nie 'n maklike onderwerp nie. Maar het ons geleer om te gaan kyk eerstens waar in die woord word daar gepraat oor die vrees van God. En ek dink vanmôre gaan net vir elkeen van ons wat kinders van God is, net weer 'n herbevestiging gee van wie hierdie almagtige God is en waar ons met hom staan in verhouding. Ons teksvers was Spreuke 1 vers 7 wat sê die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Jy sien wysheid soos dit in die woord van God aangebied word, is meer as intellektuele kennis of verstand. Ons het intellektuele kennis en ons het verstand rakende sekere aspekte, maar om wysheid toe te eien as jou eie, vat meer as intellektuele kennis of verstand. Dit verteenwoordig 'n morele kwaliteit wat bekom was deur 'n opregte, eerbare leefwyse en lewenswandel. Jy sien, ons weet nie om goed te doen nie, maar as ons nie weet hoe om dit te doen nie. En daarom, wanneer jy die wysheid van God wil bekom, is dit nodig om bo jou intellek en jou eie wysheid te gaan soek. Is dit nodig om in jou getroue wandel saam die Here daardie wysheid te bekom. Dit is die tekortkoming tans in die wêreld daar buite. Mense sien nie die gevaar van dit wat nie van God af is nie. Vir hulle is dit vanselfsprekend om op 'n Vrydag aand te gaan dronk word, omrede hy hard gewerk het deur die week. Vra my, ek weet dit, want ek was daar. Ek het hard gewerk, so ek kan hard speel ook. Maar deur my wandel saam die Here oor al die jare daarna, het ek besef dat die vyand, die duiwel, slinks is. En dat hy ons uitoorlê deur hierdie pragtige dinge voor ons te lê, sodat ons moet dink, ons kan dit ons eie maak. Om te dink ons verdien dit. En daarom is dit belangrik om te weet dat wanneer jy verby jou intellek en verby jou eie wysheid begin kyk, en jy na die woord van die Here kyk en dit bestudeer en daarvolgens lewe, dan gebeur daar iets hier binne. Dan begin die Here van binne af werk deur sy gees en begin jy jou oë oop gaan en begin jy die dinge van die wêreld raak sien as sleg. Begin jy besef dat dit maar net nog weer 'n lokval of lokaas is van die vyand
om jou van God af weg te dryf. Amen. Daarom sê en leer Salomo die kinders van jongs af om hulle ouers te eer. Kyk vandag na ons samelewing. Eer die kinders nog hulle vaders en moeders. Kinders het nie meer respek nie. Kinders het nou hulle eie stem gekry. Kinders besluit vandag wat 'n huishouding mag en nie mag doen nie. Kinders besluit waartoe hulle gaan en waartoe hulle nie wil gaan nie. En dit is ongelukkig die vyand se slimste manier om mense weg van die Here af te hou. Maar Salomo sê verder in Spreuke 1 vers 8, ek gaan lees tot vers 16. Hy sê, my seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwys van jou moeder nie. Want dit is 'n lieflike kraans vir jou hoof en suurlike kettinge vir jou hals. My seun, as die sondaar jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. As hulle sê, gaan saam met ons, laat ons loer op bloed. Laat ons die onskuldige voorlê sonder oorsaak. Laat ons hulle lewendig verslind soos die doderyk en die gesondes, soos die wat in 'n kuil neerdal. Allerhande kosbare goed sal ons vind. Ons huise sal vol raak van buit. Jy sal jou lot onder ons werp en ons sal almal een weer sê. My seun, gaan nie met hulle saam op hierdie weg nie. Hou jou voet terug van hulle pad. Want hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle om bloed te vergiet. Net tot sover. U sien, geliefdes, vir die ongelowige beteken die vrees van God se oordeele en ewige dood. Vir die ongelowige beteken dit 'n ewige skeiding van die teenwoordigheid van God. Lukas 12 vers 5 sê, maar ek sê julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewendige God. Maar weet jy, ek wil tog vanmôre vir jou sê, vir die gelowige is hierdie vrees vir God iets heeltemal anders. Ons hoef geen oordeel te vrees nie. Job 28 vers 28 sê, maar aan die mens het hy gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid, en om van die kwaad af te wyk is verstand. Die gelowige se vrees is nie 'n bang vlees nie. Dis 'n eerbiedige onsag vir God. Hebreërs 12 vers 28 en 29 is 'n goeie beskrywing hiervan. Hebreërs 12:28 sê daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur, met onsag en eer. Hierdie eerbied en onsag is presies wat die vrees vir God vir Christene beteken. Dis 'n dryfveer vir ons oorgawe aan die Skepper van die heelal. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag, wysheid en tug. En totdat ons verstaan wie God is en 'n eerbiedige vrees vir hom ontwikkel, kan ons nie ware wysheid bekom nie. Ware wysheid kan slegs bekom word deur 'n begrip van wie God is
dat hy heilig is, dat hy billik is, en dat hy regverdig is. Weet jy, wanneer mense my leed aandoen, en ek seer gemaak voel, kan ek myself altyd daarin berus en vergewe en vryspreek, want my God is regverdig. Daar's niks wat verby God gaan, wat hy nie weet nie. En omdat God regverdig is, kan ek elke probleem en saak aan sy voete lê. Kan ek weet dat my God eerbaar is en regverdig is. En dat dinge sal gebeur soos wat dit moet gebeur. Deuteronomium 10 vers 12 en dan vers 20 en 21 sê, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees? Is al sy weë te wandel en hom lief te hê. En die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Die Here jou God moet jy vrees. Hom moet jy dien en hom moet jy aanhang en by sy naam sweer. Hy is jou lof. En hy is jou God wat hierdie groot en vreeslike dinge wat met jou gebeur het, aan jou gedoen het. En wanneer ek as kind terugkyk wat God vir my gedoen het, deur sy seun Jesus Christus aan daardie kruishout uit te lewer, sodat daar vergifnis vir sonde kan wees, hoe anders kan ek as om hom te eer? Hoe anders kan ek as om onsag te hê vir die lewende God? Sommige herverklaar hierdie vrees vir God as respek. En alhoewel respek wel een van die attribute is van hierdie vrees vir God, wil ek vir u sê, dis wel ingesluit, maar dit omvat nie alles rakende die vrees van God nie. 'n Bybelse vrees vir God, vir die gelowiges, omvat ook die begrip van hoeveel God die sonde haat. God haat nie sonde om my en jou daarvan af te weerhou van 'n lekker tyd of 'n goeie ding nie. Nee, hy beskerm my en jou daardeur. En daarom moet ons ook onsag hê vir hoe God voel oor die sonde en die vrees vir sy oordeel daarvan. Selfs in die lewe van 'n gelowige, want jy sien, ek dink vanmôre in my voorbereiding aan daardie rower wat die kruis gehang het saam met Jesus, en ek het dit gaan lees in Lukas, maar wie hy, een van die rowers, hulle het al twee Jesus gespot, en toe kom hy een tot sy sinne, prys die naam van die Here, maar die Gees moes in hom begin werk het, en hy sê tot sy maatjie, hy sê, vrees jy God ook nie? Ek en jy verdien dit wat hier gebeur, maar hy nie. En die lig gaan vir daardie man deur die genade van God oop, en weet ons dat Jesus vir hom in daardie oomblik sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoe groot is God se genade nie vir ons? En soos Gideon tereg gesê het, is die dag wat jy met 'n opregte hart gaan uitroep na God, gaan daardie saligheid jou deel word. Net soos vir daardie rower aan die kruis. Jy sien, alhoewel ons almal weet dat daar geen veroordeling meer is vir die wat in Christus Jesus is nie, beskryf Hebreërs 12 nog steeds vanaf vers 5 tot 11 God se tug vir die gelowige. En ons moet dit ter harte neem, saam met die feit dat ons God vrees, eerbied en onsag. Hebreërs 12 vers 5, en julle het die vermaaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra,
behandel God julle as seuns. Maar watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, die vers het by lang besig gaan. Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehaat en ons het vir hulle onsag gehaat. Moet ons nie veel meer aan Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Dankie, Here. My ma het altyd gesê, ek so rug afslaan. Sê, Here, as dit moet, slaan my rug af. As dit moet, slaan my rug af. Dat ek net by U kan wees. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Jy moet die wandel saam met die Here geniet. Jy moet 'n eerbiedige vrees voor God wandel. Omsag hê vir hom. Die tugtiging. Wie ons die onderwyser gehad op skool, as jy jou pak slaag gegee het, jy sê nie dankie nie. Nee, dan slap jy jou weer. Nou kom ek van die platteland, so ek was in Naboomspruit op skool. Daar moet jy vir die onderwysers dankie sê na die pak slaag. Ek kom my matriekjaar terug Johannesburg toe en ons het 'n Engelse juffrou gehad, sy het so kort juffroukie, maar so fris dan nie. En Tannie Mafie was haar naam. Sy is ook al by die Here. Maar weet jy, ek sit in my bank en ons gaan en ons kry pap slaag en ek kom sit en ek sê vir haar dankie vir die pap slaag. Sy kom nader gestap en klap my oor 2 banke. Ek het dit nou nie verstaan nie. Ek is geleer al my lewe sê dankie vir jou pap slaag. Maar wie wanneer die Here ons tugtig, moet ons weet ons is sy kind. Ons moet dankbaar wees, ons moet sê, Here vergewe my, maar dankie dat U my getugtig het. Help my om dit nie weer te doen nie. Die Here gaan jou nie oor 2 banke klap. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reg uit die paaie vir jou voete, sodat wat krepels nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. Dit is wat God se doel met my en jou in die lewe is. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Prys die naam van die Here. Nou alhoewel tug in liefde gedoen word, soos vers 6 vir ons nou tereg gesê het, is dit steeds iets om te vrees. Ons moet die tug van die Here vrees. Is dit nie waar nie? Tug van 'n ouer het baie kinders weerhou van stout wees. Amen. Hoeveel te meer het ons dan nie die vrees vir God se tugtiging nodig en om ons te weerhou van wat verkeerd is. En dit is wat 'n eerbiedige vrees vir God beteken. Is om te weet ons dien 'n regverdige God wat die sonde moet straf. En mag ek my tugtiging hier ontvang, want as ek dit hiernamaals kry, gaan ek verlore. O Here, laat dit in ons harte op mure geskryf word. Ek wil afsluit. Gelowiges is nie bang vir die Here. Ons het geen rede om te vrees, om bang te wees vir hom. Hy het tog vir ons sy beloftes gegee en gesê, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Romeine 8:38. Ons het sy belofte dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Hebreërs 13:5. Maar die vrees van God beteken,
om so groot eerbied en onsag vir die Here te hê, dat dit 'n invloed het op die wyse waarop ek lewe. Dit is 'n eerbiedige vrees vir God. Vrees vir God is respek vir hom, gehoorsaamheid aan hom, onderwerping aan sy tug, en om hom met eerbied en onsag te aanbid. Ons was vanmôre 'n bietjie stil in ons aanbidding. Of hier is 'n geleentheid om net vir die Here dankie te sê, om hom lof te bring, om hom eer te bring, om sy naam te besing. Ja, ek staan daar agter en dis kom ek agter staan, want as ek my arms so swaai, my arms op my knie wil gaan ek op my knie. Ek doen dit nie vir aansien van die mense nie, maar vir die Here. Maar wanneer ek kan nie worry nie saam met die kerk. Wanneer ek God aanbid, is dit 'n saak tussen my en hom. Maak ek sy naam net groot. So ek wil vir jou sê, die vrees van God is nie om hom te vrees en bang vir hom te wees nie, maar is om hom te eer en gehoorsaam te wees en in sy weë te wandel, om hom eerbiedig te dien. Dis die vrees van God vir my en jou. Amen. Prys die naam van die Here. Dit bring ons aan die einde van ons diens vanmôre en gaan ons dan nou oorbeweeg na ons gemeentevergadering toe. Ek wil net vir 'n oomblik ons besoekers 'n geleentheid bied om dan die diens te verlaat nadat ek afgesluit het met gebed. En dit is ongelukkig deel van ons grondwet dat die gemeentevergadering slegs bygewoon kan word deur lidmate. Ek wil vir ons besoekers sê baie dankie dat ek vanmôre hier was. Ek glo die Here het tot jou hart gespreek en dat jy dit wat jy vanmôre gehoor het, dat jy weer by ons sal terugbring. Dat jy weer vir ons sal kom kuier, want al wat ons verkondig vanuit hierdie kerk is Jesus Christus. Halleluja. Kom ons buig net ons hoofde. Here, dankie. Dankie dat ons vanmôre kon leer wat die vrees van God vir ons beteken. Here, werk dit deur die Heilige Gees in ons harte om U te eerbiedig, om U te loof en te prys, om U te gehoorsaam. Here, om te doen wat U welbehaaglik is. En wanneer U ons tugtig, gee ons die wysheid om dit te erken, dit raak te sien, onsself van daardie sonde las los te maak, ons opreg ons sondes te bely, en U is getrou en sal ons vergewe. U sal ons weer regmatig herstel as U kind. Vader, ons loof en prys U vanmôre, en ons dank U vir alles wat ons so onverdiens uit U hand ontvang. In Jesus kosbare naam bid ons dit, en almal sê, Amen. Baie dankie dan, ons besoekers, gee julle